Ons preek vandag gaan oor strome van lewende water. Strome van lewende water. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Tot sover die Here seën sy woord. As daar iets is wat ons as gelowiges vandag vir mekaar moet sê, dat in ons Christelike lewe beleef ons dat ons verhouding met die Here is nie 'n konstante verhouding nie. Daar is tye wat ons nader aan die Here is, daar is tye wat ons verder aan die Here is. Ons verhouding is nooit konstant, dat ons altyd op dieselfde vlak met die Here bly nie. Die probleem lê nie by God nie, die probleem lê by ons. Want dis wat ons toelaat om met ons te gebeur, wat ons beïnvloed, dat ons nie 'n konstante vloei met die Here het nie. Want die Heilige Gees is immers daar, en die Heilige Gees, as ons daarna vra, sal moontlik aan ons gee, maar ons laat toe dat die wêreld ons, wil nie sê beïnvloed nie, maar in ons kom lê, en dit maak dat ons 'n op en af verhouding met die Here het, en nie 'n konstante verhouding soos wat ons graag in ons hart sou wou hê nie. Daar's tye wat ons naby aan die Here voel, wat ons sy teenwoordigheid beleef, wat ons voel, die Here is met my, die Here hoor my, die Here is hier teenwoordig, die Here spreek tot my. En dan is daar tye wat ons voel, ons is ver van die Here af, en ons dink, Here, nou wat het gebeur, dat ons so ver van die af weg beweeg het. En ek wil graag hierdie spreek met jou deel, want hierdie, hy is vir my net meer kragtig in Engels. Hierdie spreek sê eintlik wat dit in ons wese toelaat. You cannot give away what you have not first received. So, dit wat ons, as ons opstaan in die oggend, you cannot give away what you have not first received. So, dit hang af in watter stand ons opstaan, dit hang af wat in ons lewe aangaan. Ons kan nie uitdeel wat ons nie ontvang het nie. So, ons kan nie 'n rivier wees wat aanhoudend vloei, water vloei op dieselfde manier nie. Want daar kom tye wat 'n rivier bietjie minder water het en ander tye wat hy meer het. En ons is dieselfde beginsel. So ons moet verstaan dat ons verhouding met die Here, ja, dit hang van God af, maar die onus van die verhouding lê by ons. God is getrou, die woord sê God is getrou, maar dis ons wat nie altyd getrou aan God is, sodat die wisselwerking tussen ons en God konstant kan bly nie. Daarom is dit belangrik dat ons moet verstaan dat ons verhouding met die Here hang eintlik van ons af. God is daar, die Heilige Gees is daar, maar die verhouding met God hang van ons af. En dit is belangrik dat ons moet leer, ons moet sy hartklop leer ken. As ons sy hartklop leer ken, as jy opstaan in die oggend en jy beweeg, laat jy besef, ek is nie ingeskakel by God se hartklop nie. Ek moet teruggaan, ek moet inskakel by God se hartklop, voor ek hierdie dag aanbeweeg. Om die hartklop te kan ervaar, is dit belangrik dat ons saam met dit, God se liefde, God se teenwoordigheid, so God se Heilige Gees wat ons omvou, sal verstaan en besef dat ons, jy staan op en jy weet soos jy weet, ek is nie ingeskakel vandag by die Here nie. Wat is fout? Wat maak dat ek nie ingeskakel voel nie? Wat maak dat ek nie heeltemal ingeskakel by die Here is nie? Daar is nie fout by God van God se kant nie, dis ons wat nie reg ingeskakel is nie. Ons moet verstaan dat om ingeskakel te wees, moet ons in 'n goddelike verhouding met die Here wees. Ons moet so wees dat ons van dag tot dag in 'n bewussyn sal wees
laat die Heilige Gees met my praat. Die Heilige Gees het eintlik die vermoë om so in jou geesmens in te praat, dat jy dadelik as jy sê, Here, wat pla my, wat is die oorsaak dat ek nie ingeskakel is met U nie, dat jy dadelik sal weet, dis dit wat nou tussen my en U staan. Die vloei van die Heilige Gees het die vermoë om vir ons die dae wat moeilik, want niemand van ons leef in 'n volmaakte lewe nie. So daar's dae wat jy makliker deur die dag gaan en daar's dae wat jy moeiliker deur die dag gaan. Maar die krag van die Heilige Gees is so betroubaar en so sterk dat daardie krag ons deur die dag kan dra. Al is dit 'n moeilike dag, dat jy dan aan die einde van die dag terugkyk en besef, God het my deurgedra. Ek het nie daarna gevoel om kans te sien vir hierdie dag nie, maar God het my bonatuurlik deurgedra. Ek wonder of julle dit al beleef het. Ek het myself al goed hoor sê, wat ek glad nie bedink het nie. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie. Dat ek goed praat, dan dink ek, waar kom het vandaan, want ek het dit nie bedink nie, maar ek hoor myself dit sê. Want dan kom het uit jou geesdimensie, en dit is die Heilige Gees wat ingryp, wat jou hierdie positiewe dinge laat sê, op die Heilige Gees wat ingryp, om hierdie situasie wat om jou gebeur, te red. Maar dit is glad nie jy nie, dit is die Heilige Gees deur jou, omdat jy 'n instrument is in die hande van die Heilige Gees. Die behoefte om God se krag in ons lewe te beleef, lê glad nie by God nie. Dit lê by ons. So in die mate wat jy uitreik na God, en in die mate wat jy vra om die krag van sy Heilige Gees, en die mate wat jy vra dat hy jou moet lei, en dat hy jou moet rig, en dat hy moet inspraak gee in jou lewe, in daai mate gaan jy dit ontvang. So God is daar, hy gee dit, maar jy moet hier staan om te ontvang, anders gaan jy dit nie ontvang nie. So as jy opstaan sonder 'n bewussyn van die Here se teenwoordigheid, van die krag van die Heilige Gees, van die hulp van die Heilige Gees, as jy opstaan en jy dink, ek moet vinnig maak, ek moet dit maak, ek moet dit maak, dan beweeg jy uit God se teenwoordigheid uit. En dan aan die einde van die dag besef jy, dit was eintlik 'n leë dag. So ons moet verstaan dat dit is belangrik dat ons moet poog om voortdurend ingeskakel te bly, want die Here sê, hy gee ons nuwe krag, hy versterk ons, hy bekwam ons, maar ons moet oopmaak daarvoor, ons moet vra daarvoor. Ons moet uitreik na die Here. Ek besef dat daar is wat 'n mens partykeer voel, Here, dis waaragtig net U wat my deur hierdie dag gaan kry. Ek weet nie hoe ek alles gaan regkry, hoe ek alles gaan doen nie, of jy staan op en jy voel grieperig of wat ook al en jy dink, Here, U moet my dra deur hierdie dag. Maar ons moet verstaan, God is daar, maar dis ons wat moet uitreik. Dis ons wat moet vra om nuwe krag. Ons moet intree, ons moet uitbeweeg en vir God om hulp vra. Tog gebeur dit, dat die lewe sluk ons in, en dat ons geestelik bankrot raak. Dit sien ons in ons eie lewe, ons sien dit in mense om ons se lewe. Daar kom 'n bankrotskap, want die bankrotskap kom, omdat die lewe ons insluk, en ons nie genoeg krag tap vanaf die Heilige Gees nie. Dan beleef ons is moeg, ons is klaar, ons is op, ons kan nie meer nie, ons is gedaan, ons voel dat die lewe word swaar, dis omdat ons nie genoegsaam ingetap is by die Heilige Gees nie, want dan begin ons staat maak op eie krag. En dit is waar die fout in beweeg. Ons eie krag kan ons nie deurtrek nie, daarom moet ons ingebou bly by die kragbron. In sulke tye wat ons moet afvra, wat het ek toegelaat om in my lewe te gebeur, dat ek in hierdie situasie beland het, dat ek voel, ek is
Ek is leeggetap. Ek is nie sterk genoeg nie. Ek het nie geloof genoeg vir my situasie nie. Ek is nie meer toekomsgerig nie. Ek begin wonder, gaan dit werk, ek begin amper half my probleme self dra. Dis omdat ons nie sterk genoeg ingetap is nie. Want ons laat toe dat die lewe ons insluk. En in vandag se tyd is vir my of ons baie vinniger hardloop as wat ek as kind die lewe beleef het, of as jong mense die lewe beleef het. Dit voel vir my net, die lewe sluk ons in. Alles is net vinniger, alles gaan net gouer, alles is net op 'n ander ritme. Partykeer dink ek die Here verkort die tyd. Dit voel vir my die tyd verkort net. En dit is so wat mens dan moet besef. Jy moet waak dat die lewe jou nie so insluk, dat jy nie genoegsame tyd met die Here spandeer, genoegsame tyd met prioriteite wat vir jou belangrik is in die dag, daar 'n tyd spandeer nie. Maar ons moet ook vir mekaar sê, ons elkeen se lewe is uniek anders. My lewe is nie jou lewe nie. Elkeen se lewe is uniek anders. Elkeen se tydindeling is uniek anders. Elkeen leef op 'n ander manier. En elkeen het 'n ander verhouding met die Here. Elkeen aanbid op 'n ander manier. Elkeen lees Bybel op 'n ander manier. Elkeen is uniek anders. Maar jy moet vanuit jou uniekheid besef dat in jou uniekheid moet jy tyd maak vir die Here, sodat jy ingeskakel is by die kragbron. Nou ek weet daar's baie mense wat eers in die aand Bybel lees en bid. Jy weet, werklik tyd aan die Here spandeer, dis goed en reg. Maar ek weet ook daar's baie mense wat vroeg opstaan en tyd spandeer met die Here. Maar ek kom net agter, 'n mens moet vir jouself uitwerk, wanneer pas jou? Maar jy moet stilte kan hê, jy moet tyd maak vir die Here, jy moet ingeskakel wees, want anders sluk die lewe jou in, en dan kom jy vir die Here uit, so hier en daar en hier en daar, en dis dan wanneer ons geestelik afgerem begin raak. Daar's ook rooi ligte in ons lewe. Ons almal het rooi ligte wat waarskuwings is. As jy begin voel dat die lewe sluk my in, ek voel nie meer so naby aan die Here nie, ek weet nie, dis of die woord nie meer so tot my spreek nie, dis of die Bybel nie meer vir my so belangrik is nie, dis of ek nie meer so krag uit die woord uitkry nie, dan moet jy weet, dit is eintlik rooi ligte wat opgaan. Dan beteken dit, daar's goed tussen jou en die Here, wat jy moet uitsorteer, want dis 'n rooi lig. Ek het al gesien, as daar iets tussen my en die Here staan, dan kan ek stilte hou soos ek altyd hou, ek kan Bybel lees soos ek altyd lees, ek kan bid soos ek bid, maar daai verhouding tussen my en die Here, daai Heilige Gees verhouding, is onderbreek. En dit is sulke tye wat jy moet teruggaan en sê, Here, nou wat is dit wat tussen my en U staan? Want soms gebeur daar 'n situasie wat jy verkeerdelik hanteer het, en die Here kom dan en bring afstand deur die Heilige Gees, sodat jy die saak moet regmaak. En sodra jy die saak herstel, dan voel jy weer naby die Here, alles is weer reg. Jy voel weer, jy kan lees, die woord leef weer vir jou. Ons is almal besig en almal klaar. Hulle het nie genoeg tyd nie. Ons almal klaar, die lewe hardloop te vinnig, ons het nie genoeg tyd om te lewe nie. Ons almal wonder, waar gaan die tyd heen? Jy kyk en sien, ons is al amper weer by die einde van Mei, en jy dink, sjoe, die jaar het nou net begin. En kyk waar trek ons, is nou klaar, volgende naweek gaan 'n baie koue winterdag wees, volgende Sondag sien ek. So, dan dink jy, hier is die winter nou, en ons is al daar, waar is die tyd heen? En God sê in sy woord, ons moet die tyd uitkoop. Ons moet die tyd uitkoop. En om die tyd uit te koop, lê by jou. Jy moet die tyd uitkoop saam met God. Jy moet tyd uitkoop saam met die Heilige Gees. Jy moet die tyd uitkoop met jou geliefdes. Jy moet die tyd uitkoop met dit wat God op jou hart sit. Jy moet die tyd uitkoop met die roeping wat die Here op jou lewe geplaas het. En dit wat jou roeping is, moet jy
uitleef en jy moet die tyd uitkoop vir jou roeping. As jou roeping is om 'n intercessor te wees, dan moet jy sê, Here, U moet op my hart lê, presies dit wat ek moet deurbid, want intercessors moet sake deurbid. As dit is dat jy moet na vriende uitreik, dan moet jy regtig kan sê, Here, U moet vir my tyd gee, U moet vir my leer om tyd goed in te werk, om uit te reik na familie, of wat die Here op jou hart lê, dat jy letterlik by die Here en die Heilige Gees hoor, waar moet jy tyd maak vir dit wat God van jou vra, dit wat jou calling is, dit wat jou roeping is, dit wat die Here van jou vra, dat jy dit in plek sal bring. Want ek dink baie keer mis ons uit, want die Here het 'n roeping vir elke persoon, en ons mis in ons roeping uit, en dan voel ons frustreer, maar dit is omdat ons nie tyd vir ons roeping inplaas vir dit waartoe God ons geroep het nie. En as ons dit waartoe God ons geroep het, in plek bring, dan gaan ons vervuld voel. Dan gaan ons voel, ons het van waarde gewees vir mense. Dan is dit die belangrikste waarmee ek wil afsluit. Ek het 2 preke vandag, ek gaan dit nou verduidelik. Ek wil afsluit, dat ons nooit die waarde van die Heilige Gees moet vergeet nie. God werk met ons deur die Heilige Gees. So as ons nie die krag van die Heilige Gees, die Heilige Gees is die stemmetjie in ons. Daai stemmetjie wat met jou praat is die Heilige Gees. Wanneer God ons bedien, wanneer ons sy teenwoordigheid voel, wanneer jy bid en jy voel sy teenwoordigheid, is dit die Heilige Gees. Dat ons altyd seker maak dat ons ingeskakel bly met die Heilige Gees. Want wanneer ons kom en sê, Here, help my dat ek ingeskakel voel met U, dat ek U teenwoordigheid voel, dat ek bewus is, dat U my attent maak op dit wat U van my vra, dat U attent maak op wat ek moet praat, oor wat ek moet sê, wat ek moet doen, dat jy moet verstaan, dit is die Heilige Gees wat toetree. Dis God werk met die drie enige God, dis Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bid tot die Vader deur Jesus en die Heilige Gees is die een wat ons bedien. Die Heilige Gees is ons gewete, die Heilige Gees rig ons op. Dat ons moet verstaan, ons moet toetree tot die drie enige God en dat die drie enige God jou dan gaan dra van dag tot dag. Ek wil afsluit. Mag die Here kom en mag hy in elkeen wat inluister en julle in die gemeente, mag hy in elkeen van ons se hart 'n nuwe bewussyn plaas van 'n verhouding met die Heilige Gees, van 'n verhouding met die drie enige God, dat ons strag om in die verhouding te stap in die wyse waartoe hy ons roep, want elkeen van ons het 'n roeping op ons lewe. En elkeen se roeping is 'n unieke roeping. Elkeen se roeping is uniek. Party moet bid vir die land, party moet intree vir sake van die wêreld, ander moet intree vir die land se sake, ander moet vir hulle familie intree, ander moet vir hulle gesinne intree, ander moet vra, Here, wat moet ek vandag vir U beteken? Want God roep ons nie net vir die wêreld daar buite nie, maar hy roep ons ook dat ons sy werktuig, sy anker in die wêreld daar buite kan wees. Amen. Ek het nou 'n tweede preek wat ek preek en die twee sluit mekaar aan. Julle gaan sien dat dit wat ek nou preek is 'n ander preek, maar hy sluit by hierdie een aan, want oorkoepelend is dit eintlik dieselfde beginsel wat die Here op my hart gelê het. Dit gaan oor Jesus, wat saam met sy disippels op reis was, en hulle was moeg, en hulle was vuil en moeg gereis, en hulle kom by 'n put, en toe hulle by hierdie put kom, toe sê die disippels, hulle los Jesus daar by die put, en hulle ry om proviant te kry, om kos te koop.
Maar Jesus bly by die punt. En toe die disippels terugkom, toe kry hulle dat Jesus met hierdie Samaritaanse vrou staan en praat. En hulle is stom geslaan en hulle is verbaas. Hoekom Jesus nou met hierdie vrou praat? Want dit is nie gewoon dat hulle met Samaritane praat nie. Nou toe wonder ek nou, wat is die issue oor die Samaritaanse vrou? Hoekom is hulle nou so geskok oor Jesus met die Samaritaanse vrou praat? Toe gaan kyk ek in die Bybelkonkordansie. Toe kyk ek nou, wat behels die Samaritaanse vrou? Nou die Bybelkonkordansie sê, die Samaritane, die Bybel-Samaritane, aanbid volgens die disippels nou op 'n verkeerde berg. So duidelik het hulle na die berg toe gegaan om te aanbid. So hulle aanbid op 'n verkeerde berg, wat die disippels nie aanglo nie. Hulle godsdienstwyse het verskil van die van die disippels. So hulle het op 'n ander manier godsdienst beoefen as wat die disippels beoefen nie. So hulle het vraagtekens gesit oor hulle godsdienstwyse. Hulle het verskillende rituele wat die disippels glad nie in hulle godsdienst gehad het nie. Dan die laaste, en ek dink dit was een van die belangrike aspekte. Die Samaritane was van 'n gemengde ras, wat gedeeltelik afgestam het van 'n heidense ras. So hulle het ondertrou met ander volke. En dan die produk was dan nie 'n suiwer produk nie. Julle verstaan dat wanneer daar ondertrouery met ander tale en nasies is, dan is die produk 'n nuwe produk, dis nie 'n suiwer produk nie. So dan het die Samaritaanse nasie ook verskil, want almal het van verskillende rasse gekom, so almal het verskillend gelyk. Hulle het nie min of meer dieselfde gelyk nie. Ek onthou toe ek oor see gegaan het. En dit was interessant, in lande het mense ons uitgeken. Dan sê hulle, jy kom of van Engeland, of jy kom van Suid-Afrika, of jy kom van Holland. Dan sê ek nou, hoe weet julle dit? Dan sê hulle, hoe ons land. Het hulle gesê, dis waar ons vandaan kom een van die 3 lande. En dit is presies wat toe die disippels kom en hulle sien Jesus praat met 'n Samaritaanse vrou, toe besef hulle, dis 'n vrou wat gemengde bloed het, en sy het volgens hulle 'n heidense godsdienst, het hulle aanbid op 'n berg, en hulle het rituele, so hulle was verstom dat Jesus met haar gepraat het. Nou kom Jesus en hy vra vir haar, of sy was besig met water by die put om water uit die put te haal, en Jesus vra of sy vir hom water sal gee. En sy is verstom, en sy sê, maar Here, hoe kan u, sy sê, meester, hoe kan u dan nou met my praat, wat 'n Samaritaan is, want u is 'n Jood, en Jode praat nie met Samaritane nie, so hoe is dit dat u met my praat? Sy was verbaas. Toe begin Jesus met haar praat, en hy praat met haar oor lewende water. Water wat lewend is in jou binneste. Water wat lewend opkelk in jou binneste. Water wat standhoudend is. Water wat jou so standhoudend laat funksioneer. Water wat jou dra. Water wat jou gees ondersteun. Water wat jou uniek anders maak. En sy was verbaas. En toe kom Jesus en hy vertel haar dat sy is nie getroud nie, maar sy het 6 mans, sy is by haar 6de man. En sy is so verbaas en sy sê, maar u is die Messias. Want kyk, u weet alles van my af, en Jesus vertel haar alles van haar af. En sy is so verbaas en sy sê, maar dan is u die Messias. En sy die woord sê, sy sit haar kan neer en sy hardloop door toe en sy gaan roep die mense. En sy, dit is die aangrypende, dat jy die Here moet eien, wanneer die Here aan jou verskyn, en sy kom en sy sê, kom kyk, die Messias is hier, by die waterput, die Messias is hier, want hy het 'n geesmens aangeraak. En wanneer jou geesmens aangeraak word, dan beleef jy dat dit die Heilige Gees is,
dat dit die Messias is wat met jou praat, want sy het oombliklik geweet, dis die Messias wat alles weet oor haar, maar hy het haar nêrens verdoem nie, hy het alles geweet, maar sy het dadelik geweet, dis die Messias, en sy roep die mense en sê, kom kyk, die Messias is hier, die Messias het my gepraat, en die wonderbaarlike is, sy sê, hy het alles vertel oor my, maar hy het haar nêrens verdoem nie, hy het feite genoem, maar hy het haar nêrens verdoem nie. En die woord sê interessant, baie mense van die dorp het gekom, en kom kyk, en dan sê die woord 'n interessante ding, Jesus het 2 dae daar vertoef. So aanvanklik het die disippels gedink, hulle kom nou net water skep en hulle gaan kos koop, en toe terwille van die Samaritane, wat eintlik heidene was volgens die Jode, het God by hom maak dit nie verskil nie. Hy is vir almal lief. Hy het nie 'n keuse van taal of kleur of wat ook al nie. Hy is vir almal lief. En die woord sê, hulle 2 dae daar vertoef. En sy het al die mense gebring. En die woord sê, die mense het tot inkeer gekom. En ek wil vandag vir jou sê, ten slotte, ons het vandag nodig om saam met Jesus by die fontein te staan. Ons het nodig om na die fontein te kom. Ons het nodig om net vandag by die fontein te staan en te sê, Here, help ons, dat daar die lewende water daaronder weer in ons gaan kom bruis. Ons kan nie heel word, ons kan nie herstel nie, ons kan nie genees word van gister se water nie. Ons moet verstaan. Jesus het daar gevra, dit is so interessant, hy het daar gevra vir water, net om haar aandag te kry. Want jy lees nêrens dat sy toe water geskep het en vir hom gegee het nie. Sy het daar kan neergesit en gehardloop en die mense gaan roep. So nou wil ek vandag vir jou sê, God kom en hy skenk vir ons sy lewende water. Maar ons moet daai lewende water vat en ons moet daai lewende water drink en ons moet toelaat dat die Heilige Gees daai water laat in ons opkelk en lewe gee, sodat ons weer in 'n regte understanding met die Here kan kom. Dan kan ons heel word, dan kan ons herstel, dan kan ons bekragtig word, dan kan ons weer in 'n nuwe stand met die Here staan, dan kan ons weer voel, ons het krag, ons het nuwe krag, ons staan in verhouding met die Here, en ons weet wat ons roeping is, ons weet wie ons in hom is. Ons het nodig om vandag nie te kom drink uit God se fontein. Daarom nooi ek jou uit, kom tree toe vandag, kom vat die vars water, wat Jesus vir jou wil gee, wat net hy vir jou kan gee. Daardie water het daai hele volkie, daai hele omgewing, al die Samaritane, het die Here nuut gemaak, want hulle was begeerig om nuwe vars water saam met Jesus te drink. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van u Seun Jesus Christus, is my gebed vandag, dat ons hier in die gemeente en hulle wat inluister, 'n dors sal hê na nuwe vars water, dat ons 'n dors sal hê om nuut na u te stap, om te sê, Here, ons het 'n nuwe aanraking van die Heilige Gees nodig. Here, help ons om nie vas te val in ons geuite patroon van doen nie, maar dat ons vanoggend kies om nuut u te aanbid, om nuut na u te kom en te sê, Here, ek het nuwe vars water nodig. Kom raak my geesmens aan, kom herstel my, kom lig my op, kom maak my nuut, want dit is net u wat my kan nuut maak. En Here, vandag bid ek, dat u ook, wat u sê in die woord, u sal al ons sondes vergewe.
dat U ons help, dat ons nie vashou aan strikke van die lewe nie. Dat ons nie sal vashou aan dit wat ons vashou in die lewe nie. Dat ons vandag kies om dit te laat gaan. Here, en ek bid nou, as hier mense is wat inluister op hier in die gemeente, wat vas is aan strikke, wat die vyand vir ons stel, dat ons so vas is aan strikke, dat ons dit sal laat gaan, Here, sodat wanneer U hand insteek om nuwe vars water uit te trek uit die fontein, dat ons geesmens sal oopmaak vir daai nuwe vars water, dat ons nie vars, lewendig, nie geanker in U kan wees. En dat ons dit wat ons vashou, wat ons insluk in die lewe, sal laat gaan, Here, sodat ons geestelik kan groei en die mens word wat U wil hê ons moet word, wat tot eer en verheerliking van U lewe, en wat bruikbaar kan wees tot eer en verheerliking van U. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen.